Hoi vriende, ek groet in die grootste naam daar is, Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons redder. Vriende, baie welkom weer eens by my en my vrou se program Groei Saam met Chris en Eldie. Hallo julle, ek is Aldien. Hallo Eldie. Hallo Chris. Yes, vriende, kom ons begin net weer om ons oor te sluit. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Yahweh, Here onze God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach en deur die leiding van die Heilige Gees, kom ons na u troon toe. En wil ons nie kom loof en prys, ons wil vir kom dankie sê, Vader. Dankie weer eens vir hierdie platform, wat u vir ons voorberei, wat u vir ons gee, Here, om u woord te versprei, maar nie net te versprei nie, maar ook soveel daarvan te leer. Vader, wil nie so saam met ons nou wees nie. Here, laat ons die wêreld eenkant stoot en dit daar los, en regtig ons harte sal oopmaak vir dit wat u deur die program aan elkeen van ons wil spreek. Ek loof u daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Chris. Hallo Chris, wag vir my. Jaldien, hallo, ja, wat gaan aan? Ek is excited, dis maandag vandag. Jy is so excited op 'n maandag? Ja. Jy het seker nie gedrink die naweek nie. Ja. Nee, maar ek was excited want ek het gehoor jy het ons gesê ek kry vandag geskenke. Ekskuus? Ja, jy het gesê ek gaan geskenke kry. Jy het gesê die Heilige Gees gaan geskenke bring vir my. So, waar is my geskenke? O, genade. Ja, Jessie, Eldien. Waar is het jy dit gebring nie? Ek het nie gesê ek gaan dit bring nie. Ek het gesê die Heilige Gees gaan dit bring. O, maar waar is die Heilige Gees met my geskenke? Want jy weet, ek is opgewonde. Lag jy? Jy is so opgewonde. Ag, weet jy, hy sal jou nie teleurstel nie. Hy sal dit vir jou bring. Maar wanneer? Wanneer hy wil. Wanneer hy wil. Ek het gedog ek gaan dit vandag kry. Waai, weet jy, Eldien? Shame. Ag, dit is kosbaar dat jy so opgewonde is. Ja, wat kan 'n mens sê? Ek verstaan nie nou, Chris. Moenie nou treur nie. Genade. Weet jy, dit is wonderlik om te sien dat jy so honger is vir die geskenke. Wat se geskenk? Wag, ek so begin. Kom sit, kom drink 'n bietjie koffie. Okay, kan ek vir jou gou inskink? Asseblief, dankie. Okay. Okay. Ek sê moeg Chris, het jy 'n lang naweek gehad? Het jy gewerk? Eldien, ek werk altyd. O. Alright, ja, so kom ons sit. Yes. Koffie. Okay, dankie. Sê vir my, So wat is my geskenke? Eldien, Ja, wat se geskenke my verwag geskenke. jy van die Heilige Gees af? Ek Maar weet hoekom nie. sê jy ek het dit gebring? Ek spesifiek die Heilige Gees. O, maar jy het my daarvan vertel. Toe dink ek maar net. Okay, kyk, ek gaan jou nou pos, né? Ek gaan jou nou pos want ergens sit jy weer die gitaar snaar. Maar Ek verstaan nou nie lekker nie. Eldien, kom ons begin by die begin. Okay. Waar het jy van die geskenke gehoor? Van jou af. Jy het vir my gesê met ons laaste gesprek, volgende keer as ons gesels gaan jy vir my geskenke bring. Het jy so iets gesê, maar iets van geskenke? Okay, weet jy Eldien, ek gaan jou vra, né? Gaan luister my preek van Sondag. Op YouTube. Ja, waar anders gaan jy dit nou kry? Hallo? Jy kan ons nie teruggaan in tyd nie. O ja, JC Ja. Administration, hè? Yes, doen jy my daardie guns, né? Ja. Gaan kyk na daai preek Ja. en luister. Moenie net kyk en op games sit en speel, want ek sien jy het nou weer 'n nuwe game gedownload. Hoe het jy Wat dit gesien? almal van praat. Genade. Ai. Hoe weet Okay. jy alles? Ja, ek kan sien jy's baie oplettend. Dis hoekom jy 'n manager is. Eldien, moet nou nie die fokus verloor nie. Ja, ek wag vir my geskenke. Ek kan nie. Ja, okay, gaan kyk asseblief daai preek vir my, né? En dan Ja. en dan kom jy terug na my toe. Kyk. Okay, maar kan ek dit gou gaan soek op my foon? Okay, Chris, ek gaan gou kan ek jou lunchtyd weer sien? Ja, Eldien, jy gaan my seker sien. Ek gaan nêrens heen. Okay, maar my geskenke? Luister hierso, gaan kyk daai preek asseblief.
Dan Okay, kom, ek het en dit as jy, hierso. weet jy wat nie, Aldien, ek gaan nou eerlik wees, as jy net gekyk het, nie gaan ek nie sien, hoor. Okay. Hy sê, wag, ek sien dit hierso, is net 'n halfuur lank. Dis nie te badie. Ek sal dit sommer luister terwyl ek werk. Ek seker dit sal nie 'n probleem wees Weet ek nie. nie, dat, ja, nee, dit sal nie. En dan as jy dit klaar gekyk het, nê, dan laat weet jy my, en dan kan ons 'n plan maak om mekaar te ontmoet. Ek kyk hierso. Die Heilige Gees. Nou ja, dis 31 minute. O, mevrou, presies. Weet jy nie, as jy net 31 minute elke dag nie vroeër kan wees, of nie 31, nie in die helfte kan deel, weet jy hoeveel vroeër gaan jy oral te kry? Ek sien dis die Heilige Gees as trooster deur pastoor Chris Boyce. En dis jy, pastoor Chris Boyce. Kan jy nie sien, dis ekkie. Ja, ek kan sien, jy lyk darem maar mooi in jou Ai, Aldien. in jou Alright, klere. weet jy so, ek het gou iets om op te vang. Gaan kyk jy daai rustig, en dan dat weet jy wanneer jy klaar is, Okay, dankie Chris. Okay. Dis lunchtyd. Ek's excited vir lunch, maar ek weet nie eintlik, ek's baie confused. Chris, Yes, Aldien. Chris, ek het na daai preek geluister nie, maar ek is baie confused. Jy lyk nie so happy soos vanoggend nie. Nee. En kon jy nou nie jou persente gekry nie? Nee. Kon jy nou agtergekom het waaroor gaan die persente? Ja, maar dis nie wat ek verwag het nie. Wat jy verwag 'n kar? Ja, kar sou nice gewees het. Ja. Nee, maar nie so groot nie, maar ek het dan verwag om 'n geskenk te kry. Mooi nuwe hangertjie of 'n nuwe baadjie of Ja, Aldien, alles van die wêreld wat jy wil hê as 'n geskenk, en dit maak jou so gelukkig. ja, Wat van 'n okay, kom ons stop. Het jy nou na die preek geluister? ja. Okay. Kon jy nou op die storielyn gekom het van die geskenke wat ek van praat? Ja, jy het gesê van die vrug van die Gees en die gawes van die Gees. Okay, Aldien, net om jou weer te verfris. Ja. Dit lyk my jy het nie regtig lekker geluister nie. Jy het seker daai game gesit en speel. En so hier en daar 'n woord gevang, want dit is wat met mense gewoonlik doen. Ek het gesê, as 'n mens die Heilige Gees laat intrek in jou hart, hy trek daarin. Hy trek nie in soos 'n plakker nie. Hy kom nie met vuil jeans en 'n sak, mind jou, of in 'n sak vol vuil klere en verslente goed is daaraan, wat jy nou nog eers moet skoonmaak en al daai goed. Nee. Hy kom met sy eie gepakte, die beste tas seker maar wat jy kan kry. Kom hy en hy trek by jou in en hy bring goed saam vir jou. Dis hy wat dit bring. Ja, maar dis wat ek nou nie lekker verstaan het nie. Ek was regtig te mekaar. En ek is nou baie confused. Ek was so excited. Aldien, kan ek net vra, was jy net daai tyd deur mekaar of jy nog steeds deur mekaar? Ek is nog steeds seker maar te mekaar. Aldien, ek het gepraat wat die goed wat die Heilige Gees saambring. Ja. Wat 'n mens van lees in Galasiërs 5 vers 22. Ja, maar jy het gepraat van vrugte en daar's eers appels of iets nie. Dis die vrug van die Gees. Dinge wat jy nie kan sien nie, Aldien. Kan jy die Heilige Gees sien? Ja. Kan jy hom voel? Toe. Ja. Okay, hoe voel jy hom? In my hart as ek opgewonde is of as ek hartseer is. Soos nou soos vanoggend toe jy aangekom het, heavy jolly go lucky. Ja. Maar jy nou voel jy glad nie eens meer so nie. So voel jy nou die Heilige Gees? Seker nie. Jy sien, Aldien, ek dink dit is waar ons as mens baie keer die fout maak is. Ons is te geheg aan goed wat ons kan voel, of kan ruik, of kan proe, of kan sien, of in kan klim, of aan kan trek. En dit is wat ons so graag wil hê, moet ons die joy gee van die lewe. Weet jy, dit werk nie so nie. Want as jy regtig die joy het van die Heilige Gees, is aardsgoed glad nie vir jou belangrik nie. Jy kan met 'n verslentende jean of skoene of 'n rok rondstap. Dit sal jou nie pla nie,
Dit sal jou nie pla as jou bankrekening nie sterk staan nie. Dit sal jou nie pla nie. Want jy weet Eldie, die vrug wat die Gees bring, staan duidelik vir ons geskrywe in Galasiërs 5 vers 22 en dit sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien, dit is nie iets wat ons self kan produseer nie. Dit is nie iets wat jy kan vashou nie. Dit is nie iets wat jy kan ruik nie. Dit is nie iets wat jy kan proe nie. Dit is 'n resultaat van 'n lewe wat jy oorgegee het aan God. En as die Gees by jou kom intrek, dan bring hy vir jou daardie goed saam. Okay, so as ek die Gees in my het ek outomaties al hierdie eienskappe. Eldie, nie noodwendig outomaties alles op een slag nie. Nee. Jy sien, die vrug van die Gees, nee, is die karakter van Christus, wat in ons gevorm word deur die werking van die Heilige Gees. So, hoe meer jy die Gees toelaat om in jou te werk, hoe meer sal daardie vrug in jou hart wortel skiet en vrugte begin dra. Jy sien, dit neem tyd om te groei. Versorg te word en vertroetel te word. Jy moet toewyding daaraan gee. Ek meen, as jy 'n saadjie in die grond plant, jy gaan nie sommer net 'n gaatjie hier vinnig grou en dan 'n saadjie daarin gooi en hoop en bid hy groei nie. Jy gaan hom ons kompos insit en jy gaan ordentlike grond kry. Jy gaan hom water gee. Jy gaan hom sorg vir. Ja. Gaan sorg dat hy son kry, as hy baie son moet kry. As hy baie son moet kry, gaan jy hom 'n bietjie op 'n ander plek plant dat hy nie so baie son kry nie. Dis mos wat jy gaan doen met daai saadjie. Ja. Dis presies so met die vrug van die Gees. Want jy sien Johannes 5 vers 5 sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Jy sien, dis 'n proses van groei en transformasie. Onthou, die vrug word geplant, die saadjie word geplant. Hy moet eers wortels dra, hy moet eers uitskiet om vrug bloot te stel. Selfs soos daai saadjie wat in die grond geplant het. Jy gaan nie nou plant en oor 'n uur sê begin hy al groei nie. Ja, Dit ek is is nie soos so daai game wat jy speel, daar gaan plant jy mielies en na 5 minute is die mielies gegroei nie. Nee, werk dit nie so nie. die lewe is nie 'n game nie, Aldien. Die lewe is nie 'n game nie. So jy sien, net soos daai saadjie wat jy nie op jou game nie in 'n tuin buitekant plant. Vat tyd om te groei. Net so. Vat die vrug van die Gees tyd om jou te groei. Maar Chris, bring die Heilige Gees dan net die vrug? Aldien nee. Hy bring gawes ook, weet jy? Gawes. Jawel. Soos wat? Wat is gawes? Hy gee vir Is jou dit geskenke? Alles wat hy bring is geskenke. Dit is vir jou of jy dit gaan aanvaar of nie. Eldien, die vrug van die Gees gaan oor wie jy is, jou karakter. En die gawes van die Gees gaan oor wat jy doen, soos jou bediening. In 1 Korintiërs 12 praat van die gawes van profesie, genesing, wysheid en so voort. Maar sonder die vrug van liefde beteken die gawes absoluut niks. Nee. Wat se die liefde? Ek onthou jy het een keer gepreek oor die liefde wat in 1 Korintiërs 13 is. Ag, wat ek gou kyk of ek dit kan kry. Ek net sien of dit reg is wat ek vir jou nou sê. Ek sê of vra. Vra. Jammer, jy weet ek sê. So goed, né? 1 Korintiërs 13. Ons kyk. Nou is dit in Engels. Dis nou baie slim. Moet ek vra vir dit in Afrikaans? Dit is in Engels, dit is ons tweetalig. Nee, ek verstaan nie die Bybel in Engels nie. Nou is dit weer in Engels. Wag hierso. 1 Korintiërs 13. Dit sê,
Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, dis wat jy nou net van gepraat het. En al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. So, al het ek die gawe, maar ek het nie die liefde nie, dan kan ek niks daarmee doen nie. Aldien sonder liefde beteken niks. Beteken als niks. As jy nie liefde het nie, dit beteken niks nie. Dan is jy 'n dooie simbool. Soos wat hierso gestaan het. Ja. 'n Lydenis, 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool. Ja. Okay. Jy sê jy blik. Maak dit geraas. Soos jy gewoonlik doen. Maar die liefde, nê, is dit nou nie die maak ek net geraas. Wat jy ook maar lank, hè? Ja. Ai. Dit voel vir my so. Maar vanoggend het jy ingehardloop, jy net geraas gemaak. Ja. Nou laat ons by die kern van die geskenke uitkom. Nou maak jy net geraas. Nou jy stil. Jy moet goed Google om te vra en jy sien, dis kom ek sê, jy is mos maar seker maar geniet geraas. Ai, toggie. So die wat ek wou gevra het, die Here het ons gesê in die Bybel, daar's 2 gebooie. Wat die wet saamvat. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is dit hierdie liefde wat ons nou van praat? Selfde, ja. Dit is verskillende liefdes ook, hoor. Verskillende liefdes. Ja, okay, ek kan nie nou met al daai in met detail dit moet jy bespreek nie, maar daar's verskillende maniere van die liefde. Ek het presies soos jy's lief vir jou man, ja. Op 'n ander manier is wat jy lief is vir jou kinders. Mense by die werk, jy moet anders lief as mense by die huis. Ek sê lief vir die mense by die werkie. En jy noem jouself 'n Christen. Moet ek vir hulle lief wees? O, genade. Ek verstaan nou nie lekker nie. Hoekom moet ek vir hulle lief wees? Dit is vrug van die Gees. Jy sien, daai vrug van die Gees wil nog nie daar in jou groei nie. Sê dit nie liefde, blydskap, vrede en lankmoedigheid nie? Ja. Dis die vrug van die Gees. So jy nou al ooit regtig vir die Heilige Gees gesê kom trek in as jy nie liefde het nie. Ek het liefde, maar nie vir die mense by die werk nie. Maar ek het nie gedink dat ek hulle liefhet nie. Ek wil jou sê, jy kry verskillende liefdes. Aldien, ek kan nie vir 2 lunchtye hier sit nie. Ja, ek wil ook nie vir 2 lunchtye sit nie. Laat ek met jou nou klaar bespreek hierdie van die geskenke wat jy gekry, wat ek niks van kan sien nie. Ja, wat jy dink jy kan oopmaak en proe en ruik en al daai goeders. Ek het verwag ek was so excited. Ek het spesiaal mooi klere aangetrek dat ek mooi gaan lyk as ek my geskenke. Ons gaan foto's ook neem. Ja. Ja, ons gaan foto's neem eendag, moenie hoor wanneer ons jou doop. Doop? Okay, nie nou nie. Nie nou, ek sien ek sit my voete weer hier en iets ook anders. Doop? Ja, Eldien, doop. Gaan jy my doop? Nee, ek gaan jou nie doop nie. Jy gaan graag gedoop wil word. Okay. Jy so sê. Okay. Hoe werk dit? Ek druk jou kop onder die water en hoop jy bly daar. Wat? Nee, niks. Ek het net hard gedink. Wat het jy gesê? Hi Chris, ek is nie so baddie is ek? Nee, maar ek grap. Okay. Of ek sal jou kop onder die water druk en hoop die Here praat. Want jy is net almal 'n bietjie stilte kan kry. Is dit so erg? So, kan enige gelowige die gawes van die Gees ontvang? Of is dit net gelowiges wat die gawes van die Gees by the way ontvang? Wel, jy moet 'n gelowige wees. Jy moet in die Here Jesus glo. En dan ja. Soos ek in Jesus glo nie, dan kan ek nie die gawes van Nee, die Gees kry nie. want hy stuur aan die Heilige Gees met die gawes. So as jy nie in Jesus glo nie, glo jy ook nie in die Heilige Gees nie. Ja, jou preek. So hoe moet die Heilige Gees dan by jou kom woon as jy nie in hulle glo nie? Ja, jou preek het gesê Jesus het die Heilige Gees as trooster gestuur. Haai. Ek het geluister. Hier en daar. Ek het game ook gespeel. Ja. Soos ek vir jou gesê het, nee, elke gelowige ontvang minstens een gawe. Soos daar in 1 Korintiërs 12:7 sê. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Jy sien die Gees deel uit soos hy wil. As dit is altyd tot opbou van die liggaam
van Christus. O, so dit is nie regtig fisiese geskenke nie, dit is maar net dis wat die Gees voel ek moet verdien om te kry. Wat? Die gawe wat hy vir my gaan gee. Want dit sê die Gees deel uit soos hy wil. So met ander woorde, die gawe wat Dis ek die kry. gawe. Ja, Die vrug van die Gees bring hy alles vir jou. o, okay. Nie al die gawes nie, want almal kan nie profeteer nie. Almal gaan nie leer nie. Almal gaan nie drome uitlê nie. O, maar dis wat ek wil weet. Jy wil te veel op een slag weet, dan spring jy rond van hier tot daar. Okay, maar hoe weet ek wat se gawe het ek? Tot dis vir niks. Obviously, want ek het niks gekry nie, niks om op te maak nie. Aldien, soos ek nou vir jou gesê het, jy moet werk eers aan die vrug van die Gees, hè? Ja, vrug van die Gees moet eers begin wortel dra, soos jy nou net reg gesê het, genoem het. Dat jy die mense lief nie, jy het nie jou eie mense lief. Maak die sondags nie ook maar so nie. Hulle ook maar nie net die lief wat hulle lief het nie. Seker man. So ja, So ek moet werk aan my liefde vir ander mense. jy moet werk met die vrug van die Gees, Eldien. Die vrug van die Gees, Eldien. Ja, lyk my nie, jy wil net nie luister nie, sê nie, Ek wil luister. maar jy wil nie hoor nie, Ek wil hoor. maar jy wil nie luister. Ek weet nie eintlik mooi nie. Eldien, jy sien, daai wat jy my nou gevra, dit kom deur gebed en onderskeiding. En dikwels deur die bevestiging van ander gelowiges. Dis hoekom ek altyd sê, as jy in die kerk was, nê, Ja. kon ander mense met jou gepraat het. Ja, ek kon, is- en jy sal ervaar hoe die Gees, Heilige Gees in jou gesels vir jou dinge openbaar. Jy sien as jy iets doen wat ander opbou en jy ervaar vreugde en genade daarin. Dit is dalk jou gawe. Soos in Romeine 12 vers 6 tot 8 gee ook 'n lys van gawes wat jy kan ondersoek. So jy kan maar 'n bietjie jou Bybel oopmaak. Okay, laat ek gou. Waar is die Bybel app nou ja? Romeine 12. Romeine. Ek het dit nie gekry. Dis maar dis makliker op die app om dit te kry as wat dit in my Bybel is. Weet jy wat nie, Eldien, ek motiveer nooit 'n app aan. Hoekom nie? Hoe weet jy waar dit wat geskryf is? Ek Hulle weet kan nie. ons daarin dokker. Hoe gaan So dit met ander woorde, doen? jy Dis 'n app. Ek sê, lees eers jou Bybel. Lees jou Bybel, die harde kopie. Ja, Dan weet jy of daai app ooreenstem met jou Bybel. maar ek kan nie elke versie gaan lees nie. Genade, jy wil nooit niks doen. Mevrou instant. Ja. Dit is net soos die gawes, dis nie instant. Soos die 2-minute noodles wat jy van gepraat het. Ja. Ek het geluister, maar ek Ja. was jy so honger geweest toe jy gepraat het van die 2-minute noodles. Moet altyd hoor. Ja. Okay, so is dit Romeine 12 vers 6. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Nou net hierso sien. Ons vers 7. Is dit profesie na die maat van geloof of bediening in die werk van bediening of wie leer in die of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie voorgang is met ywer. Die app is vir my baie lekker om te gebruik, want dit maak my confused. Ja, nee, ons wil nie dit hê nie. Ja. Okay, al die vanaand jou Bybel nie, gaan maak jy daarom daar oop. Ja, ek dink ja, laat ek my eerder die app toe maak want hierdie versies klink Ja, nie lekker nie. Alright, ja, okay. Okay. So, my volgende vraag is dit. Wat is die doel van die gawes van die Gees nou eintlik, Chris? Aldien, die doel is om die gemeente op te bou en Christus se werk te doen en voort te sit om sy gemeenskap te bou, sy koninkryk te bou. Jy sien in Efesiërs 4 vers 12 sê dit, om heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Jy sien, dit is nooit vir selfverheerliking nie. Dit is nooit om jouself te verryk nie. Wel dan het ek geen gawes nie. Obviously nie, want dit vir my is ek belangrik en my familie. So niks se mense hier by die werk is vir my belangrik nie. Net jy want jy gee my al die antwoorde wat ek soek.
Maar ja, so dan is ek reg as ek sê dan ek het geen gawes nie. Jy het niks gawes nie, jy het ook nie die gees nie. Want jy het ook geen vrug in jou nie. Want jy is selfsugtig. Jy dink dit aan die eie ek. As ek dit nie het nie, is ek dit nie, ek nie daai nie. Hier is mense om jou. Weet jy wat nee, dit is eintlik so hartseer. Ek werk al so lank met jou, dat jy so inhalig is, dat jy nou, terwyl ons al so ver is, gepraat het en alles van die Bybel en dit, jy nog steeds so inhalig is, om net daai absolute ekkie, ek, op te wil bring. Nee man, Cecil die. Weet jy, ek is nou nie eens meer lus om hierdie gesprek voor te sit nie. Want regtig, dit is baie teleurstellend. Hoor as ek jy is nie, gaan pleit ek by Vader en vra vir hom om vir jou hart vir jou te verander. Want regtig, dit smaak my jy het 'n kliphart. Nie 'n kliphart hè. Ja. Ek dink maar net ek is ook belangrik en my familie is belangrik. Is almal nie belangrik in God se oë presies dieselfde nie? Ja, maar ek het nie so daaraan gedink nie. Jy is die probleem, jy dink nooit nie, jy praat te vinnig. Ja, ek sal luister wat jy sê, dit is nogal Jy jy luister wat ek sê en jy doen dit nie. Ja, ek is jammer ek het nie Sondag kerk toe gekom nie, Dit Chris. is nie my probleem nie, maar sê vir God jammer, nie vir my nie. Ja, maar ek het dan nou die preek geluister. Ja, nou net by die werk. Ja, Want die shopping mall is mos belangriker. hoe weet jy? Eldien. Ken jy my so goed? Chris, ja, Hulle ek sê is stil bly is ook 'n antwoord. ek dink jy's reg. Maar dit was koud man. Ek weet jy praat altyd van gemeenskap van die heiliges. Ek is nie eintlik seker wat dit regtig beteken nie. Van kerk toe, dan gaan vind jy uit. Bel vir jou aan 'n dominee of pastoor, dat wil jou help. My etenstyd is my etenstyd. Ek gee op. Ek het jou gesê, Professor Aubrey en Jill is jou voorlaat. Maar wat gaan hulle vir my sê? Ek weet nie. Dink jy hulle gaan krag hê vir my? Ons moet mos krag hê vir ander mense. Ons is nie soos 'n LD nie. Ek nie. Die eie ek. Ja. Maar is ek nie belangrik nie? Almal is belangrik. So ek Niks maak jou so spesiaal nie, hoor. Was Jesus nie belangrik nie? Ja, baie. So hy was so belangrik dat hulle hom gekruisig het. So dink jy hy was belangrik? Ek dink hy was belangrik. Hy is belangrik vir ons in nou se dae. Jy dink. Maar of ek weet dit, maar Hoekom? omdat hy vir ons sondes aan die kruis Maar gesterf hoekom het. vir nou hierdie dae? Hoekom? Wat maak Omdat- dit saak? Wat maak dit anders? Die tyd wat hy in geleef het niemand aan hom geglo of daar was mense wat aan hom geglo het, maar die mense wat hom gekruisig is, het nie aan hom geglo nie. Okay, so met alle woorde wat jy nou vir my sê is, nee. Jy glo hy is nou belangrik vir ons. Jesus. Ja, Okay, maar jy glo net in Jesus, jy glo nie in die Heilige Gees nie. ek glo jy het mos gesê in jou preek jy Moenie terugverwys na my preek nie. Ek vra vir jou. Jy moet dit in jou hart glo. en wat ek in my hart glo is dat Jesus Dat die eie ek en my familie die belangrikste is. Okay, ja, dit is belangrik, maar ek het gehoor wat jy nou net vir my gesê het en dit maak sin dat ek nie die vrug van die Gees kan hê as ek so my gedrag so is en my gevoelens so is en alles het. Maar as jy die vrug van die Gees het, nee, dan wil jy in elk geval so wees. Dan wil jy deel, jy wil lief wees. Ja. Okay. So in elk geval so Jesus is belangrik geweest in daai tyd want hy het vir die mense van homself vertel en hy het sy lewe geleef op aarde, toe sy gekruisig en toe het hy opgestaan uit die dood uit en het opgevaar na die hemel en hy het die Heilige Gees as trooster vir ons gestuur. So ja, ek glo die Heilige Gees is hier. En ek glo die Heilige Gees is in my hart. Maar ek dink ek moet 'n bietjie minder fokus op myself en my eie mense en ek moet bietjie Ek dink jy fokus net op die Heilige Gees eers. Jy moet hom vra om homself te openbaar in jou. sal dit help. Hy genade mens. Het God al ooit iemand weggewys as hy na hom toe gaan? Ek dink nie so nie. Nou hoe kan jy my nou so sorry vir Afrikaans stupid vraag vra? Gaan dit help? So met ander woorde, wat jy my nou actually vra is, gaan dit help om te bid? Gaan dit help om die Heilige Gees te vra kom openbaar jouself vir my? Gaan dit help om te sê Jesus asseblief stuur vir my die Heilige Gees, wys my die Heilige Gees?
Dit gaan help. Hoe gaan jy check? Jy het my dan nou net gevra. As jy moet vra om jou toe openbaar te sê vir my gaan dit help. Ek het eintlik bedoel gaan dit help. Dit gaan dit help met my met my manier hoe ek is en alles. Eldien, ek wou sê daar's nie hulp vir jou nie, maar daar's vir almal hulp. Natuurlik Eldien. Hy is almagtig. Hy is die eenheid van die drie eenheid van God. Hy is, hy kan, hy sal, hy wil. Ja, jy het dit in jou preek ook gesê en dit was vir my nogal baie mooi geweest. Die way wat jy gesê het hy wil. Nee, hy kan miskien of hy sal miskien of dalk nie. Jy het gesê hy wil en hy sal. Dit was regtig sulke pragtige woorde geweest wat jy gepreek het. Ek is eintlik spyt dat ek daai preek gemis het. Want Maar hy is mos nou daar op YouTube, so jy kan hom kyk. ja, maar weet jy nie, Dit is nie dieselfde nie. ja, dis nie dieselfde nie. Ek weet nou wat jy bedoel met gemeenskap van die heiliges. Dat 'n mens moet saam wees daar, saam die woord van God ervaar, saam die Heilige Gees ervaar, al daai dinge. Sodat mens mekaar kan opbou en saam kan groei in die Gees. Is my verstaan Sy Reg. Eldien, well done. Well done. So dis eintlik hoekom ek met kerk toe gaan, nie net om gesien te word nie. En my koffie te kom drink. Ai, koffie is lekker. Yes, jou vrou maak lekker koffie. Wie sê dit sy? Maar wie het dan die koffie gemaak? Jy het dit self opgegooi. Ja, maar dis lekker koffie. Ek het gedog sy maak die koffie. Maar dit is lekker. So Chris, Ja, Eldien. wat is daar 'n gevaar om net op die gawes te fokus en nie op die vrug nie? Absoluut. Dit is moeilik om baie gawe aktiwiteite te hê sonder waarlike geestelike volwassenheid en sonder die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees moet eers in jou kom voordat jy enigstens kan dink aan om 'n gawe te kan gebruik. Want sê maar jy het die gawe van bediening, maar jy bedien vals. Jy gee die mense verkeerde leringe Omdat ek hierdie vrug van die Gees reg het en in my het. omdat hy jou nie lei in liefde Ja. en waarheid nie. Ja. Dis hoekom. Verstaan jy? Die vrug van die Gees moet eers in jou groei. Is dit vir valse profete vandaan kom? Absoluut. Jy sien Jesus sê in Matteus 7 vers 22 dat mense sal sê dat hulle het wonders in sy naam, in Jesus se naam gedoen en hulle het duiwels uitgedryf en al dit. Maar dan gaan Jesus vir hulle sê, maar sorry, ek het jou nooit geken nie. Jy sien die vrug wys of jy werklik in Christus is. En sê maar jy wil die woord bedien, maar jy het nie liefde nie. Jy het nie tyd vir iemand wat kom aanklop en jou hulp kom vra en so nie. Dan het jy mos nou nie die vrug van die Gees nie. Jy sien, ek moet my vrug van die Gees ook baie beoefen. En ek moet vir jou sê baie dankie Eldien, want ek beoefen my geduld verskriklik baie. Hoe bedoel jy? Jo, ek is baie geduldig. Jy is 'n baie geduldige mens, is jy nie? Ek probeer. Chris, ek het gelees in Galasiërs 5 vers 16. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit in die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wat beteken dit? Eldien, dit beteken dat jy daagliks onder die leiding van die Heilige Gees moet leef. In jou denke, jou besluite, jou optrede, die manier wat jy praat, dit is 'n lewe van oorgawe. Dit is hoe hy jou lei. Hy lei jou in die waarheid. En weet jy, hy lei jou in waarheid want dan sê hy vir jou, Eldien, moenie daai pen huis toe vat nie. Dis nie joune nie. Ek het die penne teruggebring, Chris. Ek bedoel, ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Hy sal vir jou sê, dis nie jou pen nie, los hom op die tafel. Hou op om goed weg te dra. Maar wat is 'n lewe van oorgawe? Eldien. 'n Lewe van oorgawe. Ja. Want dan wil jy net vir hom leef. Jy wil nie die vrug van die van die Gees uitleef. Jy wil liefdevol wees. Jy wil behulpsaam wees. Jy wil Jy wil al die vrug van die Gees dan hê. jy wil net 'n happy-go-lucky mens wees. Almal help en God se naam groot maak en jy soos jou lig gaan so helder skyn dat niemand hom kan verdoof nie. So.
Kan die vrug van die Gees in moeilike tye ook groei? Ja, natuurlik. Ek weet nie hoe werk dit nie. Dis dikwels juist dan wanneer hy groei. Onthou dan gaan jy mos nou deur jou beproewings en dan is dit mos vir die vyand nou aanneemlik of iets om by jou te kom aanklop, want dan weet hy jy gaan nou makliker die pad miskien byste raak. As jy moeilik gaan en dan ophou om te glo of om op die Here te vertrou deur die Heilige Gees wat in jou werk. Jy sien die Gees gebruik baie keer moeilike tye om ons te laat groei, om ons sterk te maak en dan is dit gewoonlik wanneer hy snoei. Onthou dit is net soos 'n gewone boom. As jy hom snoei of 'n wingerd, jy snoei hom mos sodat die volgende enetjie wat uitkom sterker en mooier is en dan meer vrug kan dra, mooier kan blom. Dis alles groeiprosesse. Want onthou, obviously gaan jy deur beproewings, gaan natuurlik. Ek meen God moet mos sien of jou hart op die regte plek is. Ja, ek weet nie eintlik hoe om hierdie vraag te vra nie, maar partykeer dan voel ek nie baie happy nie oor myself nie, maar oor dit voel asof die duiwel my attack. Is dit ook tye van beproewing? Ek verstaan jou vraag. My vraag is partykeer Voel voel ek vir jou partykeer of die duiwel jou attack. ja, nie attack soos dit nie. Ek voel Aldien voel vir my elke dag of die vyand my aanval. En so, elke dag. Hy laat jou nie los nie. so as ek hierdie gedagtes kry, sê maar byvoorbeeld niemand het my lief of iets soos Nou dit dan nie. jammer jy jouself. Ja, dan bejammer jy jouself, maar Natuurlik, dan gaan jy nou hoekie sit en nooit meer met iemand praat nie. nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, is dit nie soos aanvalle van die duiwel nie? Natuurlik, want God het jou mos nie so gemaak nie. Hy het jou mos happy gemaak, hy het jou perfek gemaak. So dit is die duiwel wat al daai gedagtes in jou kop Hy sit ons bring. vreemde gedagtes in jou hoof, ja. In jou verstand. O, Hy like om daar te speel. Onthou net een ding, die vyand kan vir jou hy kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan net vir jou gedagte plant. Dis wat jy met daardie gedagte maak. So ek moet eintlik net vir die duiwel sê om weg te gaan en Wyk, Sultan, wyk. ja. En dan moet ek net fokus op goeie, beter dinge. Sing 'n loflied of ja, sing iets of bid. O, dis 'n goeie plan. Kan die vrug, wat is die eerste vrug wat genoem word? Liefde, né? Nee? Ja, dit is liefde. Maar hoekom is dit eerste? Aldien, weet jy wat, nee, ek sal sê dit is die fundament van alles. Onthou een ding. Wie was eerste daar? God. Ja, En God is liefde. Ek weet dit. Amen. Ek weet dit. So jy sien in 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3 oor. Maar die grootste hiervan is liefde. Sonder liefde is die ander vrugte leeg. Dis net soos hoekom ek vir nou gesê het, wie was eerste? God. En God is Liefde. liefde. So, nou ja, daar antwoord ek vir jou nou 'n vraag. Jy hoef nooit weer eers te vra of te wonder hoekom is liefde eerste nie. Ja, Want God was eerste. ja. Dit maak sin nogal, Ja. né? En soos jy sê, God is liefde. Wat beteken selfbeheersing? Hoekom is dit deel van die vrug van die Gees? Weet jy eintlik hoekom selfbeheersing is? Aldien selfbeheersing is vermoë van jou emosies, begeertes en dade onder beheer van die Gees te bring. Dit is soos jy, selfbeheersing. Jy het nie selfbeheersing oor jou kredietkaart nie, dis kom uitgemax is. Hoe weet jy? So ek is reg. Ja, maar hoe As het jy jy geweet? selfbeheersing gehad het, nee. Was dit nie nodig om 3 bloesies te gekoop het wat presies dieselfde is nie? Net 'n ander kleur, nie? Regtig? O, jene, jy is Sien, dan kenlik was dit beter mos nou as ek. selfbeheersing as jy sê nee. As jy iemand of 'n vriend of 'n vriendin jou wil nooi na 'n plek toe, dat jy weet die Heilige Gees wil nie daar aangaan nie. Ja. Dan Soos sê jy watter plek? nee. 'n Bar of 'n 'n Dobbelplek of 'n bar of 'n hoel, jy weet mos. 'n wil. Wat's 'n wil? Ey man, daar waar die straatvrouens rondloop. O, nee, ek gaan nie So, doen dan toe gaan die nie. Heilige Gees mos nie saam. So maar dit is ek jou sê, selfbeheersing. O, Jy jy kies om iets- daar in te gaan of nie. Jy het nou die dag in jou preek het jy gesê van
as ons die Heilige Gees verloor, moet ons hom gaan soek waar ons hom gelos het. Ja, So, as ek na daai verkeerde plekke toe gaan, dan hy gaan buite by die deur staan en wag vir jou, ja. en dan, hoe gaan ek hom weer kry? Nooi hom. Dan moet ek hom weer van voor af nooi. Korrek. Jy het hom dan al gelos. O, En jy sien, Eldien, in 2 Timoteus 1:7 sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dit is 'n teken van geestelike volwassenheid. ek dink ek het geestelike volwassenheid nie. Jong Eldien, ek dink jy kort nog baie geestelike groei. Ja, nee, definitief. Ek hoop iemand kan my help met dit. So wat is die belangrikste gawe van die Gees dan? As jy moet sê. Die liefde. Ja, die liefde, maar wat nog? Is daar nie een wat nog belangriker is as die liefde nie? Eldien, nee, dis ons soos wat ek nou net vir jou gesê het, van geloof, hoop en liefde ons, wat die grootste een is die liefde. So die liefde is absoluut nommer 1. Sonder liefde kan dan niks anders wees nie. Sonder liefde het jy nie selfbeheersing nie. Sonder liefde gee jy nie om vir mense nie. Sonder liefde wil jy mos dan nie jou tyd saam met Jesus spandeer nie. Sonder liefde wil jy nie ander mense lief hê nie. Liefde is die kern van alles. Ek dink ek het baie liefde nie. Maar hy staan bo, maar weet jy, ek sal nie sê dat dit een gawe 'n hoër plek as die ander het nie, maar soos wat Paulus gesê het in Korintiërs 14, dat ons liefde moet nastreef en daarom moet streef om te profeteer, want dit bou die gemeente op. Maar nog steeds sê ek, liefde staan heel bo, selfs soos geloof, hoop en liefde. Liefde staan heel bo. O, okay. So hoe moet ek nou weet nê? Of ek 'n natuurlike talent het en of dit 'n geestelike gawe is. Maar okay, ek het nou uitgevind ek het eintlik 'n geestelike gawes hier want ek het nog nie regtig die vrug van die Gees nie. Jy het die vrug van die Gees, jy moet dit net begin laat groei. O. So ek het 'n bietjie werk om aan myself te doen. Eldien, jy het heelwat werk om jouself te doen. Okay, maar so sê nou maar nou die vrug van die Gees begin nou in my te groei. Weet nie hoe nie, maar okay, sê nou maar dit begin nou te groei. Hoe gaan ek weet? Jy voed dit, Eldien. Hoe gaan ek dit voel? Jy voed dit. O, voed. Ja. Jy lees jou Bybel, bid elke dag. Gemeenskap van gelowiges. Genade. Hoeveel keer moet ek dieselfde liedjie vir jou sing? Tot ek dit onthou. Dan plaas jy die pinnommer van jou kredietkaart verloor of vergeet. O, ek sal dit nooit vergeet nie. Ja, jy sien. Okay, so maar hoe moet ek nou dan weet as hierdie vrug van die Gees nou uiteindelik gegroei het? Of my uiteindelik. Jy sal dit voel. Okay. Maar sê nou maar ek voel ek het 'n gawe, nê? Hoe gaan ek weet of dit regtig 'n gawe is en of dit net 'n talent is? Al die natuurlike talente is wat jy mee gebore word. Soos musiek of sport. Ek weet nie, dink klets ook vir jou. Klets. Ja, wara. Ja. Jy sien in geestelike gawes is bonatuurlike vermoëns. Maar die Gees gee vir 'n geestelike opbou. Jy sien, jy kan albei hê. Maar die Gees gebruik selfs jou talente vir sy doel. Hoe kan die Gees my talente gebruik vir sy doel? Sê maar jy's 'n goeie sportsman. Ja, ek is hy. Genade, ek weet dit, maar sê maar jy is. Okay. Nee. Dan draai jy mos Jesus saam met jou oral waar jy gaan. Voor 'n groot toernooi dan bid jy. Saam met jou span, vertel hulle van Jesus. Dan doen jy mos nou actually 'n bediening ook. Moet ek regtig? En dan is jy mos nou lief vir hulle. Jy gee om vir hulle. Jy's nederig. Jy het selfbeheersing. Hallo. Al daai goedjies. Hallo. Ek dink jy moet 'n lysie maak met die vrug van die Gees en regtig dit gaan bid en vir jou Vader vra, Here, help my asseblief met die en waar jy nog tekort kom. Ons almal is nie perfek nie. Ons almal kom nog kort. Maar begin dit met liefde. Ja, ek sal met harder werk aan dit. Want gee net dit oor vir die Gees. Jy hoef nie die harde werk te doen nie. Gee dit oor en glo. Maar dis so maklik soos dit. Maklik soos dit. Sjoe. Okay. Kan die Gees my dan help om ander lief te hê? Al is dit moeilik vir my om hulle lief te hê. Natuurlik. Dis een van die grootste werke. In Romeine 5:5 sê dan die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees.
Hy gee jou die vermoë om selfs jou vyande lief te hê. Ek kan nie my vyand lief hê nie. Jy sien Eldien, dit is hoekom nog steeds, jy moet maar bid, jy moet bid en glo, ek sal maar net bid en glo. Want regtig bid en glo, jy sal, as die Heilige Gees in jou hart heeltemal uitgestort word, dan kan jy nie anders om ander mense ook lief te hê. Al is dit my vyande. Al is dit jou vyande, ja. Okay, so ek hoef net te bid En glo, genade. en glo. Okay, dis 2 goed wat ek moet onthou. Bid en glo. Skryf dit op die kredietkaart neer. As jy daai kredietkaart so uittrek en sê bid en glo. Dan bid vir daai rokkie wat ek wil hê en glo Ja. jy gaan hom kry. Ja, Wat het ek gesê? dit is nogal 'n plan, hè? Bid tot my verman dit nie agterkom en glo jy gaan hom goed genoeg wegsteek. Hy gaan dit sien. Hy gaan die bankstate sien aan die einde van die maand. Gaan dit Ja. ek wegsteek hè. Chris, wat beteken dit dat die Gees ons leer en herinner aan Jesus se woorde? Aldien Johannes 14 vers 26 sê, my trooster, die Heilige Gees, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy bring die woord tot lewe in julle hart en help jou om dit toe te pas. Toe te pas. Ja, Wat bedoel jy met dit? ek weet nie. Hoe Dit wil het jy net weet nie? uitgedink. Dit het uitgedink. Aldien, die Heilige Gees kom vertel ons presies wat Jesus gedoen het. Onthou, dit is hoekom dit belangrik is om die Bybel te lees. Jy kan dit lees en lees en lees en lees. Maar as die Heilige Gees dit vir jou gaan openbaar nie, gaan jy elke ding verby lees en jy gaan nie regtig iets daaruit kry nie. Is dit ook al my mens bid dat jou geestesoë geopen moet word? Jebo, dis net so. Maar ek het gewonder wat beteken dit? Nou ja, dan vra jy mos vir die Heilige Gees om jou te help, om dit aan jou te openbaar. En dan lees jy dit, dan sien jy dit heeltemal anders. En dan, soos wat jy mos nou deur Jesus se verhale lees, en wat hy die mense geleer het, begin hy dit in jou hart gegrafeer. Jy begin dit glo, jy begin dit onthou, en jy begin dit leef. Jy sien, soos met daai liefde wat Jesus geleef het, nou is daai liefde mos nou in jou hart, Ja. en so is daai liefde mos nou besig om te groei in jou. En daar gaan die liefde. So En ek hoe sal kan jy dan nie anders lief wees vir ander nie? Okay, dit maak nou sin. Alles maak vir jou sin. Begin dit doen. Okay, ek sal probeer. Oeh, Kan ek die Gees bedroef, Chris? natuurlik ja. Hoe? Ek doen dan niks verkeerd Ons nie. lees in Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Jy sien wanneer ons sonde nê, doen, Ja. ongehoorsaam is of ander afbreek, bedroef ons hom. Hy is getrou om ons te herstel as ons berou het. Jok, steel, soos ek net te veel gesê het, om plekke te gaan waartoe hy nie wil wees, waartoe hy nie wil gaan nie. As ek na 'n plek toe gaan wat hy nie wil hê ek moet gaan nie, bedroef ek die Heilige Gees. Ja, want hy gaan ons nie daarin nie. So as ek vanaand gaan party en ek gaan drink en ek kom dronk uit, nê? Ek sien daar nie. So hoe gaan ek veilig by die huis kom? Dis jou probleem daai. Uber. Uber. Moenie so baie drink nie. Okay, ek Gaan sal, huis toe na jou man en jou kinders toe. ek sal met 'n plan maak met dit. Yes, jy moet baie planne maak. Genade. Ja. Plaas jy nie begin hè? Ek weet nie waar nie. Daar's te veel dinge om aan te werk. Begin by die begin. Ek dink ek moet begin by bid. Val op dit nee. Ja. Jy het eendag vir my gesê as jy As jy nie vol sal jy nie omval nie. daar sê dit was die regte woorde. Nou ja, Val op jou knieë want jy kan nie verder val nie en dan kyk jy op. jy kan ook Nou nie wil jy- omval nie. Jy kan ook nie omval nie en dan kyk jy op want daar's waar jou hulp vandaan kom. Korrek. Dit is regtig pragtige woorde daai. So, Chris, wat beteken dit om vervul te wees met die Gees? Dan in Efesiërs 5 vers 18 sê, word vervul met die Gees. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis, Wat beteken dit? maar 'n voortdurende oorgawe. Ek verstaan nie. Dis om elke dag onder sy beheer te leef, sy stem te hoor en sy vrug te dra. Doen wat reg is, doen wat eerbaar is, doen wat liefdevol is. Selfbeheersing, al daai goed soos ek ons al gesê het van die vrug van die Gees. Ja, Al daai goed, begin dit uitleef en dit dra, laat dit groei. Deur dit te laat groei, is ons bid, Bybel lees, lofliedere te luister, te sing, gemeenskap van gelowiges. En dit is laat wat jy groei. En dit is, dan word jy meer en meer vervul met die Gees. En die Gees sal jou nader aan so lei, jy nie op 'n ander pad wil loop nie.
Maar ek sal maar net bietjie moet meer tyd spandeer in gebed. Maar okay, is dit ook 'n ek verstaan ek reg. So ek kan die groei in die gees doen deur gebed, Bybel lees, kerk toe te gaan, al daai goede. Gehoorsaam te wees aan die Gees. Jy sien, dis soos 'n boom wat jy water gegee het, wat ek soos ek nou vir jou gesê het. Jy groei wanneer jy in God se teenwoordigheid bly. Maar ek bly nie die hele tyd in God se teenwoordigheid nie. Ek moet werk toe kom. Genade, help. Aubrey is regtig, professor Aubrey is regtig jou volgende stop. Wat ek gou kyk vir sy nommer hierso. Net gou aan. Okay, Eldien. Ja, Kry 'n pen. ek het 'n pen. Skryf neer. Ja, 076 076 479 479 7517. 7517. Professor Aubrey Burger. Ooh, dis mos Jill se man. Korrek. Ek gaan hom ook 'n WhatsApp stuur of Ja, ek sal hom bel en vir hom sê jy gaan hom 'n likeie gee. ek. Jy. Maar hoekom? Ek sal vir hom in elk geval 'n paar riglyne gee, maar hy sal jou oproep verwag. Maar ek verstaan nie wat het ek verkeerd gedoen. Aldien jy het verskillende vrae, jy het verskriklike vrae. Ek het nie altyd al die antwoorde nie en hy sal jou 'n bietjie meer kan help. So, okay, dit klink maar erg. En hy het baie meer tyd as ek. Klink of ek 'n baie erg Jy sien hy het probleem baie hy het baie tyd. Hy sit daar by die huis. Seker hy praat nonsens. Hy doen regtig. Hy doen al sy werk van die huis af. Aldien dit is hoekom by die huis sit. Okay. Jy jy het mos my gesê die Bybelskool en alles. Dis korrek. Ja. Woks. Dis hy. Okay, Word of God Seminary. Sjoe, Chris. Ek is eintlik nou 'n bietjie honger. Yes, ek ook. Aldien, maar weet jy wat, nee, ek moet hol. So, gee my asseblief 'n likeie. En weet jy wat? Leef in die Gees. Vra vir hom sy krag, vra vir hom sy leiding. Hy sal jou nie teleurstel nie. Hy sal jou nie doekies om laat draai nie. Hy sal jou nie laat wag nie. Vertrou net op hom. Vat hom saam oral waar jy gaan, bid en glo. Bid en glo. Yes, Eldien, ek moet hol. Okay. Maar wag, laat ek gou vir jou bid. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God. Vader, baie dankie. Weereens vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om ook meer van u Heilige Gees en sy werk, sy geskenke te kon geleer het. Vader, my gebed is laat hierdie vrug van die Gees in ons elkeen se harte wortel skiet en sal vrug dra, Vader. Vrug, goeie vrug. U vrug wat ons ook so kan uitdeel aan die mense om ons. Here, versterk ons daardeur, help ons daardeur en lei ons daardeur. Vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Amen. Dis jy bid altyd so mooi. Ag, dankie Eldien, jy ook, hoor. Dis asof dit regtig uit jou hart uitkom. Eldien, dis die Heilige Gees wat my lei. So weer eens jy die Gees in jou en alles. Jy het hom ook, jy moet hom net laat werk. Jy moet hom net kans gee om te werk. Okay, ek gaan regtig jou raad vat en ek gaan probeer luister na jou. Maar ek gaan jou Sondag by die kerk sien. Ag, promises. Eldien, ek moet gaan. Maar ek wil net gou, dis 90 Amsterdam Hoek weg, Rylaan hè, Blouwater Baai. Ja. Joburg. Dis nie Joburg, ons bly in PE. I'm just tasty. Alright, Eldien, weet jy wat, Eldien? Ja. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Shalom. Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCR MTS familie. As julle enige berading of gebed of iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. Of julle kan my vrou ook in die hande kry. En my nommer is 082 92 49 458. Vriende, mag julle geseënd wees. Mag julle 'n heerlike nagrus hê en ons gesels weer. Shalom.